Geliefde broer en suster, ons skriflesing vir môre is Genesis 5 vers 1 tot en met 32. Ons lees saam. Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mens geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hy hulle geskep, en hy het hulle geseën en hulle mens genoem, toe hulle geskep is. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hy self. Adam het hom Set genoem. Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jered. Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het. Toe Jered 162 was, het hy die vader geword van Henog. Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Toe Methuselah 187 was, het hy die vader geword van Lamech. Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Methuselah was dus 969 jaar toe hy gesterf het. Toe Lamech 182 was, het hy die vader geword van 'n seun. Hy het die seun Noag genoem, want het hy gesê, hierdie seun sal ons opbeur in die harde werk met ons hande, en ons swaar kry op die grond, wat deur die Here vervloek is. Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef, en hy het seuns en dogters gehad. Lamech was dus 777 jaar toe hy gesterf het. Toe Noag 500 jaar was, het hy die vader geword van Sem, Cham en Jafet. Dan ons fokusverse is Genesis 5 vers 1 tot 24 en dan gaan ons ook nou blaai daarso na Hebreërs 11 vers 5 en 6. So kom ons kyk gou net eers na Genesis 5 se fokusverse. Toe Henog nog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe geneem. Dan blaai ons na Hebreërs 11 toe, vers 5 en 6. Ons lees hierso in Hebreërs 11 vers 5 tot 6, lees ons die volgende aangaande Henog.
Omdat Henog nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, want God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Net tot sover. Geliefde broer, suster, kind in ons Here Jesus Christus, om 'n ware gelowige te wees beteken nie dat geloof 'n eenmalige gebeurtenis in ons lewe is. En dan het ons niks meer daarmee te doen. Baie mense dink dat geloof 'n eenmalige gebeurtenis is en dan is dit klaar. Ons geloof in God is nie maar net iets wat bewys word op die dag wat ons belydenis van geloof aflê, of wanneer ons elke Sondag as gemeente saam ons geloof bely. Al hierdie geloofshandelinge is belangrik, maar ons sou 'n groot fout maak as ons ware geloof slegs in hierdie boksies sit. Daar is baie meer aan ware geloof as om net op Sondag saam ons geloof in die drie enige God te bely. Ons geloofsbelydenis in die ware lewende God mag nie tussen hierdie 4 kerkmure bly nie, maar dit moet hande en voete kry en uitgeleef word na ander. Ware geloof is nie soos 'n aan- en afskakelaar sodat op sekere oomblikke van ons lewe in die ware God glo en op ander oomblikke glad nie. Ware geloof is nie net iets wat ons vir 'n uur op 'n Sondag beleef nie, maar daagliks van ons alledaagse lewe moet uitleef. Uit die aard moet ons erken dat ons soms ervaar of ons afgestomp in geloof raak. Daar is kere in ons lewe wat God ver van ons voel. Nie omdat hy ver is nie, maar as gevolg van ons eie verslapping en toewyding in ons geloofsverhouding met die Here. Broeder en suster, ons laat dikwels toe dat die onbenullighede en nietighede van hierdie lewe ons lewe wat beslag neem. Ons raak soms gefokus op die wêreld en sy dinge, en dan fokus ons nie op dit wat die Here wil hê ons op moet fokus. En dan mis ons die ewigheidswaarde wat God in ons lewe wil bewerk. In ons moderne era is dit geen geheim dat mense ure per dag op sosiale media platforms soos Facebook en ander spandeer. Ons sal ons selfs besig gaan met allerlei prentjies en video's op sosiale media, waarvan die meerderheid daarvan eintlik gemors is. In plaas daarvan om eerder tyd in God se woord en gebed te spandeer, krap ons doelloos en sinneloos rond op hierdie sosiale platforms. Ek dink baie van ons het dit al beleef, dat mense so deur die videoetjies gaan, en nader dan weet 'n mens eintlik nie meer hoe kom nie. Dan gaan die tyd verby, wanneer die tyd verby is, dan kom 'n mens agter, ek het my tyd eintlik nou gemors. Vir ware geloof, om hande en voete te kry, is dit nodig om elke dag saam met God te lewe. Soos wat 'n kind sy pa se hand vashou, terwyl hulle saam stap, so moet ons deur ware geloof aan ons Hemelse Vader se hand vashou, terwyl ons deur die lewe saam met hom wandel. En dit bring ons by vanmôre as 'n tema. Ware geloof is om saam met God te wandel. Ons sien in die skrifgedeelte vanmôre sien ons die tweede geloofsheld wat onder andere die Hebreërskrywer inroep as bewys van ware geloof. Dit is die geloofsheld Henog. Oor Henog het ons nie veel inligting beskikbaar nie en hy word slegs enkele kere in die skrif genoem. 'n Paar voorbeelde. Genesis 5, 1 Kronieke 1 vers 3, Lukas 3 vers 37, Hebreërs 11 vers 5 en dan Judas 1 vers 14 en 15.
Waar Abel ons geleer het dat ware geloof, ware aanbidding van God is, wil Henog ons leer om daagliks deur ware geloof saam met God te lewe. In Genesis 5 word ons vir die tweede keer aan 'n geslagsregister in die Bybel voorgestel. Die eerste geslagsregister word in Genesis 4 vers 17 tot 24 gegee, waar die geslagsregister van die ongelowige Kain vermeld word. Kain wat natuurlik sy broer vermoor het. Deurgaans in die Bybel kry ons met geslagsregisters te doen, en baie dikwels het jy en ek al gewonder oor die sin en betekenis van die lys name. Aangesien ons dit baie maal as vervelig en eentonig beskou, besluit ons eerder om dit oor te slaan en verder te lees, waar daar nie so 'n klomp name is wat ons skaars kan uitspreek. Want hierdie name is regtig moeilik. Wat ons as gelowiges ek moet begryp, is dat niks wat God in sy woord daar's geplaas net toevallig is nie. Dit is nie maar net 'n lys name. God wil ons iets leer uit hierdie lys name. Elke woord en naam wat onder die inspirasie van die Heilige Gees in die skrif geskrywe staan daar met 'n belangrike doel en rede. Ons sien dit byvoorbeeld in die nageslag van Kain. Sien ons ongeloof. Maar dan in Genesis 5, wanneer dit kom by die nageslag van Set, dan sien ons geloof. Ons sien gehoorsaamheid. Ons sien hierdie ook in die geslagsregister van Lukas 3, sien ons presies dieselfde name van Genesis 5, en vir ons die goue lyn aan te dui na Jesus Christus, die beloofde verlosser en saligmaker. Alhoewel ons in die geslagsregister aangegryp word deur die hoë ouderdomme wat die manne behaal het, maar ons 'n deurlopende patroon op. So en so soveel jare oud was, en hy die vader van 'n seun geword. Na die geboorte van sy seun het so en so nog soveel jare gelewe, en seuns en dogters gehad. So en so het altesaam soveel jare gelewe, en toe gesterf. Ten spyte van die merkwaardige hoë ouderdomme wat hierdie manne bereik het hulle gesterf. En dit is natuurlik die gevolg van die sondeval. God het immers vir Adam en Eva gesê, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Die dag wat jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Maar Adam en Eva het nie onmiddellik gesterf. Wat wys dit van ons van God? Dat hy genadig is. Hy gee die mens kans om tot bekering te kom. Al behaal Adam en Eva selfs 'n almintige ouderdom van 39 jaar, het hy nogtans gesterf. En ons sien vandag ook nog, as mense wat, ek was daar oor die jare terug in Suid-Afrika, wat 125 jaar oud geword het. Maar hy het ook gesterf. En dit is die gevolg van die sondeval. Wat egter nou besonder is van hierdie patroon, van die geslagsregister van Adam, vanaf Set tot Noag, is dat daar een uitsondering is van 'n man wat nie gesterf het. Nog meer merkwaardig is dat hierdie man 7de in die lys staan. In die geslagsregister van Peres word Boas, die losser van Naomi, en Rut en die oupa grootjie van Dawid, 7de gelys. So word die vergrootglas in die geslagsregister van Genesis 5 op Henog geplaas. Waar ons by die ander afstammeling hoor dat hulle gelewe het, word daar in die geval van Henog 'n heeltemal ander woord gebruik om sy lewe te beskryf. Daar word 2 keer genoem dat hy met God gewandel het. In die Hebreëus is dit 'n baie oulike woord eintlik, dis halak. Dat Henog met God gewandel het, beteken nie dat God in 'n sigbare, tasbare vorm van die
uit die hemel uit neergedaal het en soos 'n mens geword het en saam met Henog gestap het nie. Nee, Henog het saam met God gelewe. Hy het gemeenskap met God gehad. Hy het kameraadskap met God gehad. Hy het geselskap gehad. Of soos wat ons sal sê in die Engels, hy het fellowship met God gehad. Al was daar nog baie, al was daar nog nie 'n Bybel in die tyd van Henog nie, kon hierdie geloofsheld deur ware geloof as gawe van die Heilige Gees in 'n toegewyde geloofsverhouding met God lewe. Sy toewyding en sy geloofsverhouding met God was van so 'n aard dat sy aandag en fokus op God, nie deur wêreldse dinge afgetrek was. In Judas 15 sien ons die volgende, dat Henog in 'n wêreld en tyd van goddeloosheid geleef het. In hierdie opsig staan die gelowige Henog uit die nageslag van Set teenoor Henog, teenoor die ongelowige Kain. Kain was nie soos Henog. Kain het nie met God gewandel. Inteendeel. Kain, soos ons weet, was 'n moordenaar. Die gelowige Henog was ook geen stille geloofsheld nie, maar volgens Judas 14 het hy soos 'n profeet Elia in sy tyd opgetree. Hy het vir die goddelose mense van sy tyd gepreek en hulle gewaarsku oor die komende oordeel van God wat aan die kom was. Hierdie geloofsheld het die openbare lewe opgesoek om van die ware lewende God te getuig en die sondige mens tot bekering te roep. Het moes elke keer vir hom lewensgevaarlik gewees het om in die publieke domein vir die eer van God te staan. Hy was waarskynlik deur goddelose mense van sy tyd gehaat vir die evangelie boodskap wat hy verkondig het. Hy moes seker daagliks moes hy pa staan vir dreigemente. As sinoniem vir wandel wys die Hebreërskrywer daarop dat Henog vir God behaag het. Henog se ywer en toewyding in sy geloofsverhouding met God het vreugde en plesier by God meegebring. En dit is vir God 'n vreugde en blydskap om die mens se siel te sien wat hom met gelowige toewyding aanbid, vertrou en verwag. Die ongelowige is dat wanneer ons God so opsoek, dan begin ons ook God as ons vreugde te beleef. Om God te behaag staan teenoor die sonde wat hom bedroef maak. Die sonde wat ons wat veroorsaak dat ons doel mis om God te eer en te verheerlik. Henog wys egter vir ons dat sonder mense tog die Here kan behaag en hom kan eer. Soos al die ander geloofshelde was Henog nie 'n perfekte sondelose mens nie. Hy is ook nie in hierdie gevalle wêreld. Hy is in hierdie gevalle wêreld in sonde ontvang, net soos ons. Maar deur die ware geloof is dit egter moontlik om God te behaag en weer die doel te bereik om hom oor alles te eer. Deur ware geloof het God aan die onsigbare en almagtige God se Vader aan vasgehou en in geloofsvreugde saam met hom gewandel. Genesis 5 vers 23 en 24 vermeld vervolgens dat Henog slegs 365 jaar oud geword het en daarna is hy deur God weggeneem. Op die oog af blyk dit dalk asof Henog minder geseënd was as sy voorgeslag en nageslag, dat hy nie so besonder hoë ouderdom bereik het. Sy eie seun Metuselag het amper 1000 jaar oud geword. Alhoewel 'n lang lewe dikwels 'n teken van goddelike seën is dit nog 'n groter seën om in die heerlike en heilige teenwoordigheid van God te lewe. Henog se geloofswandel saam met God het die volmaakte hoogtepunt bereik, waar hy deur God in die ewige heerlikheid opgeneem is. Anders as sy voor- en nageslag het Henog nooit fisies te sterwe gekom nie. Naas Henog
is daar net een ander gelowige dienaar in die Bybel wat nooit die fisiese dood gesmaak het. Die profeet Elia, wat deur 'n strydwaar van vuur in die hemel opgeneem is. Die Hebreërskrywer beskryf hierdie wegneem, sodat jy nog nie gevind is nie. Dit laat die indruk dat hy skielik met eens verdwyn het deur 'n wonderbaarlike, unieke ingryping van God. In een oomblik was Henog in hierdie aardse lewe, en die volgende oomblik was hy weg. As ons sou moes praat van 'n wegraping, dan is Henog en Elia die enigste gelowiges wat werklik seuns beleef. Henog se lewe van ware geloof was so kosbaar vir God, dat hy hierdie geloofsheld die aardse dood laat ontwyk. Sy lewenswandel van ware geloof in God word ryklik beloon en geseën, deurdat Henog reguit vanaf die aardse lewe in die hemelse lewe ingestap. Op hierdie wyse het die Almagtige hom van die goddelose wêreld verlos, wat daagliks sy lewe bedreig het vir die evangelieboodskap wat hy verkondig het. Die Hebreërskrywer wys daarop dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. Sonder ware geloof kan geen mens God nader. Sonder ware geloof is dit onmoontlik om Jesus Christus as ons enigste verlosser en saligmaker te omhels. Dit is immers deur God se genade en deur God se Gees wat ons geloof ontvang het. Dus sluit ware geloof vir my en vir jou die lewe oop om waarlik saam met God te kan wandel. Ware geloof sal die oog vir die nietighede van hierdie gevalle wêreld en dit rig hom op die onsigbare God wat vanaf ewigheid tot ewigheid is. Ware geloof rig hom op die dinge daarbo en nie op die dinge van hierdie wêreld nie. Deur ware geloof is dit vir ons gebroke sondaarmense weer moontlik om God te eer. Broeder en suster, daar is 'n wonderlike belofte vir elkeen wat in die ware God glo en hom tot geloof nader. God beloon die wat ons soek. Ten spyte van die goddelose wêreld waarin Henog was, het hierdie geloofsheld die aangesig van God opgesoek. Hy is ryklik daarvoor beloon. Ek dink vir vandag se jong mense wat hierso tussen ons sit, en kyk, is Henog baie groot voorbeeld. En dis maklik om te sê, maar ons het dit moeilik. Dis maklik om te sê, kyk hoe lyk die wêreld. Maar dan kyk 'n mens na die Ou Testament en die Nuwe Testament. Kom 'n mens agter, die wêreld lyk soos wat hy lyk as gevolg van sonde. Maar God dank dat hy Jesus Christus vir ons gestuur het. En God dank dat hy Heilige Gees in ons uitgestort het, sodat ons naby hom kan lewe. Jy moet selfs, as ons kyk na Henog, was dit nog duisende jare voordat die beloofde Messias na die wêreld sou kom, om die dood te oorwin, wys Henog dat die aardse dood nooit die finale sê in die lewe van die gelowige het. Henog se wegneem, sonder dat hy gesterwe het, wys vooruit op Christus van die dood oorwinning. Die genadeloon om deur ware geloof saam met God te wandel, is die ewige lewe by God. Ek sluit af. Broer en suster, nou is daar jou en my lewe vir God in hierdie moderne eeu. Die dinge van in die wêreld wat ons aandag van God kan aftrek, het die afgelope jare baie toegeneem. Daagliks word ons gebombardeer deur die leuns en gemors wat via sosiale media versprei word. In alle opsigte sou ons kon sê dat die lewe van 50 jaar gelede baie meer eenvoudig was as voorheen. Vir die ware gelowige
om van die wêreldse dinge af te sluit, is daagliks 'n groot uitdaging. Broeder en suster, tog is dit waartoe jy en ek geroep word deur die Heilige Gees. Ons word geroep tot 'n hoër standaard. Deur ware geloof is dit jou en my begeerte om elke oomblik saam met God te wandel en om saam met hom te lewe. Deur ware geloof wil ons in God se liefdevolle Vader aan vashou, wat hy in Christus Jesus na ons toe uitgereik het. Hy is die een die heel eerste inisiatief geneem het. Gryp terug na die God se genade hand. As jy en ek hierdie week weer oomblikke van vrye tyd het, hoe gaan ons dit benut? Gaan ons rondkrap op sosiale media om ons gedagtes te vul met die duistere nuus van hierdie wêreld? Of gaan ons ook dan saam met God wandel en doen wat hom behaag? Mag ons elke oomblik deur ware geloof saam met die ware God wandel. Amen. Kom ons bid. Here, daar is 1 biljoene, der biljoene gelowiges wat voor ons geleef het. Mense se name wie ons nie eens ken nie. Maar mense wie baie dinge moes getrotseer het en wat U bekragtig het in tye wat dit baie keer onmoontlik gelyk het. Maar ons weet ook dat dit in tye soos die is wat God wonders verrig. En daarom bid ons vanmôre dat ons oë nie toegesluit sal wees vir die wonderwerke wat U wel doen. 'n Nuweling wat gebore word in hierdie wêreld. Bome wat in hierdie tyd van die jaar vrugte dra. Reën wat val. Die son wat skyn. Die feit dat ons 'n bord kos het om te eet. U so vir ons sorg. Dit is wat gelowiges soos Henog vir ons wys. Dat getrouheid aan U is die moeite werd. Want U gee vir ons die ewige lewe en meer is dit, U bemaak 'n koninkryk in ons, 'n koninkryk wat nooit sal wankel nie en nooit vernietig gaan word nie. U bære van ons skatte weg wat ons wildste drome te bowe gaan, wat ons nie eens van weet nie. En hierdie skatte kan nie vernietig word. Ons weet nie eens hoe die hiernamaals gaan lyk nie, maar ons weet dat dit meer is as hierdie lewe nou. En ons dink aan ons broers en susters wat vervolg word. Veral die onlangse nuus daar in Nigerië van 140,000 gelowiges wat doodgemaak is. Ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle familie, ons bid vir hulle vriende. Ons bid dat U mense sal stuur soontoe, dat hulle ook sal bemoedig en sal versterk. Ons bid ook dat U sal ingryp in die onreg wat gepleeg word daar. Ons bid ook vir ons eie land en sy leiers, dat U met hulle ook sal wees, spesifiek die gehoorsaam aan U is en wie in baie uitdagende omstandighede hulle werk moet verrig. Bid ons vir waagmoed en standvastigheid. Dankie dat U so goed is vir ons. Dankie dat U ons eerste lief gehad het en dankie dat U deur die krag van die Heilige Gees ons nuut kom maak het om ons elke dag vernuwe om meer en meer soos Jesus Christus te word. Ons bid dit alles in U naam. Amen.